Dankie. Waar is ons liedjie? Jou roep in jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Gawes deur God gegee, gee jou alles, verander, verstaan God se wil, geloof so logies. Jou roep in jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Verbly jou, wees suiwerig, volhard in gebed, liefde opreg, nederig een, doen goed oorwin die kwaad, in vrede vry, bedink die goeie daarbo, broederliefde so kosbaar. Jou roep in jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Jou roep in jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Goeienaand en hartlik welkom. U is ingeskakel op die Dak Facebook radiostasie. Die stasie waar jy bemoediging kry, aangemoedig word deur die goeie boodskap van die Here Jesus Christus om sekerheid te kry in jou geestelike lewe. Nou, ons het 'n paar vrae gehad, waarom 'n Facebook radiostasie? Nou, ek wil dit net gou vir julle so 'n bietjie verduidelik. Die konsep gaan oor 'n radiostasie. Ons is nie 'n fisiese radiostasie wat die hele dag gaan uitsaai nie. Dit wat baie meer as dit wat ons nou doen. So wat ons bedoel by 'n radiostasie, ek wil net gou hier klaar post. Wat ek daarmee bedoel is, ja, ek is reg, is dat julle hoor ons, so jy sien ons, dit is op Facebook, jy sien ons, jy hoor ons, en jy kan met ons praat. So dit is waaroor 'n radiostasie, Facebook radiostasie gaan. So dit is al wat ons probeer sê, ons gaan dit meer so doen dat jy met ons fisies kan praat, dat jy ons kan sien en dat jy ons kan hoor. Is dit nie amazing nie? Ek is reg, nie my liefie ding. Nou ons saai uit op 'n maandag, 'n dinsdag, 'n woensdag, 'n donderdag, Vrydag, Sondag. So op hierdie stadium, net Saterdag is daar nie 'n uitsending nie. Nou Maandag, Donderdag, Vrydag lees ons saam die Bybel. So ons skakel in by die Dak Facebook radiostasie en ons lees lekker saam uit die Bybel uit. Ek dink jy het nou die dag so lekker geniet saam met my. En dan gaan ons so deur so 'n paar hoofstukke, ons raak so 'n paar punte aan wat ons bespreek in die lees van die Bybel. So dit is verskriklik lekker en opgewonde. Ons speel musiek vir u en dit is ook waaroor die radiostasie gaan. Ons kan vir u so 'n bietjie meer musiek speel en al die dinge. En so kan ons mekaar lekker geniet. Nou op 'n Maandag, Donderdag en Vrydag is dit 5:30 die oggend, lees ons saam Bybel. Dinsdag, Woensdag, Bybelstudie 6:30, 7:30 die aande. Die een aand, die eerste aand, Dinsdag is dit ek wat Afrikaans bedien, soos vanaand. En dan môre aand Stanley in Engels. En dan Sondag kuier ons lekker saam met die kinderbediening en dan ook die hoofdiens vir die week wat Stanley dan vir ons aanbied. Ag, dis net amazing. Nou ons hele uitsending gaan vanaand
natuurlik oor die Bybelstudie. U is ingeskakel vir die Bybelstudie vanaand, so ons het al 10 lesse bespreek die afgelope tyd. En wat ons gaan doen vanaand is, ons gaan les 11 doen. Ek wil net gou weer hier na ons dingetjie toe gaan. Ja, so ons gaan vanaand les 11 bespreek, dit gaan oor die engele. Nou ja, die lyne is oop vanaand. U kan inskakel, u kan met ons gesels, u kan kommentare lewer, rakende natuurlik die onderwerp van vanaand. Kom ons hou dit by die onderwerp van vanaand, en as daar ander vrae is rondom enigiets, asseblief WhatsApp dit vir ons, bel ons. Dis so lekker, almal is so vreeslik vrymoedig om net te bel as ek sien hulle my foon. Dis net awesome verby. Ons waardeer dit verskriklik baie. Nou prys die Here. Verder wat ons gaan, so ons gaan vanaand dit doen, en dan julle gaan sien op die linkerkant van julle skermpie, waar jy op Facebook is, nee? Waar jy gewoonlik share, is daar so 'n skakeltjie. Nou as jy op daai skakeltjie klik, dan gaan jy by my uitkom by my call. So dis 'n WhatsApp call wat ons doen hier op Facebook. So dis nie 'n video call nie, niemand gaan jou sien nie, so hoef jy bekommerd te wees nie, ons gaan jou stem hoor, en dit wat jy gaan praat, gaan ook uitgesaai word op die lig. So asseblief wees julle natuurlik ook op ons WhatsApp channel, het Stanley ook vir ons die link geshare, en daar kan julle ook gaan klik, en dan kan julle ook die WhatsApp call join. Dit sal net awesome wees om vanaand weer van julle te hoor. Wow. En dan is daar nog so afkondiging of 1 of 2. Nou, ons dink aan ons dakkonferensie. Nou, dit is die 28ste September tot die 2de Oktober. Nou, dit gaan in Harold's Baai gehou word, hier in die Weskaap. Nee, dis mos Weskaap, daai kant. Yes, daar naby George, so 10 minute van George Lughawe af. As jy wil gaan na die konferensie toe, asseblief laat weet vir ons, en dan kan ons so lank begin uitsorteer en so, en ons wil weet hoeveel vliegkaartjies moet gekoop word, buskaartjies moet gekoop word, petrolgelde, verblyf, kosgelde en al die dinge, so ons moet dit nou al reeds begin uitsorteer en daaraan dink en al die dinge, so asseblief, as jy nou al weet, jy is reg vir die konferensie, jy gaan kom, onthou net, as jy nie kan betaal nie, praat met ons, dan sort ons en ons bid en ons vra die Here, niemand mag bly as gevolg van geld nie, nooit ooit nie. Niemand kan uitgesonder word as gevolg van geld nie, niemand kan gelos word as gevolg van geld nie. Hier sit onpartydig, so die Here voorsien elke jaar in al ons behoeftes sodat ons die konferensie kan doen. So asseblief, maak julle harte oop en wees deel van die konferensie daar in Harold's Baai, loof die Here. Nou, ek wil dit net weer noem, ons het so 190 liedjies wat ons al geskryf het. Julle het vanaand 'n nuwe lied gehoor van Stanley, ons het hier rond geskarrel om hierdie lied by mekaar te kry, uit te sorteer, op die lig te kry. Het julle dit geniet? Ek dink dit was die awesomeste lied. Nou, Martie het vanoggend gebel, en sy het vir Stanley gevra, kan hy asseblief 'n lied oor Romeine, hoeveel was dit? Romeine 12 skryf. Nou ja, hy het die lied geskryf. Martie, dis jou treffer. Wow, dis amazing. Dit was so lekker geweest. Ek dink dit was awesome vir almal. Wat ons ook wil vir u noem, u kan asseblief ons liedjies vrylik gebruik, vrylik luister, versprei aan almal. Daar's nie kostes aan verbonde nie. Solank dit net uitgaan en almal kan dit hoor en deel raak van almal se harte. En natuurlik ook ons kinderbediening, video's van Gesiggie, enige skoolgroep, enige kleutersgroep, enige individu, maak nie saak nie, kan daarna kyk en dit gebruik, en u is welkom het so ver as moontlik net te deel aan almal. Hoe verder dit kan gaan, hoe beter. Wow. Nou wat ons nou gaan doen is, ons gaan 'n lied luister, van wat betrekking het op vanaand se Bybelstudie. Dit gaan oor die engele. Dit is ook een wat Stanley geskryf het. So ons gaan oorgaan na hom toe, en jy kan solank jou les reg kry van die engele, jy kan 'n notaboek bymekaar kry, 'n pen en alles wat jy nodig het, en dan kan jy my lekker volg na hierdie lied. Geniet dit saam met ons, en dan kry solank alles reg. Boodskapperswinde, sy dienaars vlamme van vuur, engele van God, magtige helde, buig voor die Seun van God.
met vlammende zwaard en gerups, wat die tuin bewaak. Niemand kan ingaan nie, aartsengele kragtig in hul werk. Boodskappers van God, die wêreld verander, bring hoop. Sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur. Engele van God, magtige helde, buig voor die seun van God. Tienduisende met Moses, 'n brandende berg wat onder trompette van God gee sy wet. Sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur. Engele van God, magtige helde, buig voor die seun van God. Serafs wat hom aanbid, heilig Here God almagtig. Met harde trompette, engele versamel God se kinders en vernietig die draak. Dit is verby. Oh, sy boodskappers winde, sy dienaars vlamme van vuur. Engele van God, magtige helde, buig voor die seun van God. Wow, dit was 'n amazing lied. Hy eeg 'n bietjie. Ons gaan vanaand eeg 'n bietjie. Dis hy. Dis ons reg. Ekskuus, hier is soveel knoppe om te druk, maar ons is so opgewonde oor hierdie hele situasie. Nou, ons gaan so 'n bietjie 'n ander aanslag hê op die Bybelstudie. Ek hoor by almal, ons gaan te vinnig. Mense bly nie by nie, hulle weet nie wat ons besig is om te doen nie. Nou wat dit so lekker maak met die nuwe uitsending, saak van ons kan so 'n bietjie lekker tussenin musiek ook speel en al die dinge. Maar wat ons gaan doen met die Bybelstudie materiaal, ons wil bietjie saam met julle deur dit werk. So ek dink die eerste 10 lesse was nou lekker geweest. Dit was 'n fondasie van dit wat ons moet verstaan in die evangelie. Nou as jy die fondasie verstaan in die evangelie, dan is die res baie makliker. So ons het nou gekom deur wedergeboorte, die geestelike wêreld, wat gebeur in jou siel, jou innerlike, met die doop en al die dinge, het ons nou baie dinge begin verstaan. En so daar's 'n goeie sterk fondasie in ons harte gelê. As jy nog nie deur alles is nie, moenie jou kop daaroor breek nie. Daar gaan nog baie dinge weer herhaal word in die Bybelstudies wat jy nou gaan verstaan. En natuurlik met die Bybel lees op 'n Maandag, 'n Donderdag en 'n Vrydag kan ek vir julle sê, ons gaan nog meer dinge verstaan. Want dan sal ek nog bietjie meer terugverwys na die Bybelskoollesse wat ons deur is en alles, en dan kan ons al hierdie dinge so lekker vasmaak in ons harte. Ons is so opgewonde daaroor dat dit kan gebeur. Nou, wat ek gaan doen is, ons gaan so 'n bietjie deur die manual met die hardloop. So ons gaan vanaand so 3 punte bespreek in jou manual. Ek gaan nou vir julle sê wat ons gaan doen en watter punte ons gaan bespreek en so aan. Dan kan julle dit so 'n bietjie saam met my gaan. Ek gaan ook so 'n bietjie lees uit die manual uit, dat jy so 'n bietjie saam met my kan volg, en ek dink dan gaan almal se harte sommer rustiger wees. Dink julle ook so? Dink julle almal se harte gaan rustiger wees? Want anders voel dit te gejaagd, sê almal. Okay, so wat ons vanaand gaan bespreek van die engele les, is die belangrikheid, die eienskappe en die doel van engele. En ons gaan daarby bly vanaand. Nou ons begin vanaand op bladsy 2. So jy kan gerus daar na bladsy 2 toe gaan in jou handleiding.
En dan gaan ons so lekker deur dit werk. Die belangrikste wat ek daar kon uithaal, het ek uitgehaal en ek gaan dit so lekker deurwerk saam met u. Nou kom ons gaan na bladsy 2 toe en dan gaan ons daarso kyk, so half in die middel staan daar, engele is 'n integrale deel van God se koninkryk en die geestelike wêreld waarin God se koninkryk is. So jy kan dit net so lekker saam met my volg in jou Bybels, in jou handleiding en dan kan jy dit so lekker saam met my lees. In hierdie vak gaan ons die belangrikheid en funksie en doel van engele ondersoek en wat hulle verhouding met God en die mens is. Dit is baie belangrik om te verstaan. Hoe werk engele? Wat is hulle eienskappe? Is dit nog vir ons relevant? Die werking van engele en alles, mag ons engele beveel en al die dinge, so ons gaan ook by al hierdie punte uitkom, maar vanaand gaan ons primêr bly by die eienskappe, die doel en die funksie van engele. Nou, terwyl dit nie ongewoon was dat engele met mense gepraat het nie, en mense met hulle teruggepraat het nie, moet ons ook vasstel of die mens nog uit sy eie beweging direk met engele mag kommunikeer. Mag die mens engele aanspreek om vir hulle opdrag te gee? Op hierdie stadium in die Christelike kerk is dit die grootste saak dat jy vat 'n saak en jy beveel die engele om by jou hoekpale te staan en jou te bewaar en jy sit hom hier en jy sit hom daar en jy besluit wat moet gebeur en al die dinge. Kan ons dit as kinders van die Here doen? Mag ons hulle beveel sonder dat God hulle stuur? Nou hierdie is 'n baie belangrike aspek rakende die engele wat ons duidelik moet begryp. Nou ons gaan nie vanaand op daai aspek stil staan nie, alhoewel ek jy wil nuuskierig kry. Ons gaan dit as 'n besprekingspunt doen een aand in ons Bybelstudie. So daar gaan ons lekker ook inskakel daaroor en ons gaan ons menings lig en al die dinge, maar vanaand gaan ons nog nie daardie punt bespreek nie. Volgende week gaan ons lekker 'n besprekingspunt hê daaroor. Nou, engele en engele aktiwiteite is glad nie ongewoon in die Bybelgeskiedenis nie. Ek dink jy kan met my saamstem dat as ons lees deur die Ou Testament, daar is geweldig baie skrifte en dinge wat dit bevestig hoe die engele aan mense verskyn het en dat hulle wel met engele gepraat het en dat hulle engele gesien het en al die dinge. Nou, inteendeel, die belangrikste aankondigings en boodskappe het deur middel van engele plaasgevind. Nou, dit is 'n groot saak om al klaar te verstaan. Dat engele verskyn nie sommer net aan 'n mens net om jou te laat goed voel of dat jy kan belangrik voel of dat jy dit vir almal kan sê nie. Dat die doel van engele is om aankondigings te doen en boodskappe, belangrike boodskappe aan te kondig. So ek dink ons kan al klaar verstaan dat engele is God se boodskappers, nie die mense boodskappers nie, nê. Nou in baie van hierdie gevalle het engele die gedaante of gestalte van 'n mens aangeneem, wat beteken dat hulle soos gewone mense gelyk het. Nou kom ons, jy kan nou maar net so lekker saam met my in jou handleiding volg. Ek dink hy gaan nou oor na bladsy 3 toe. Nou een van die belangrikste geskiedkundige gebeurtenisse is deur die engel Gabriël aangekondig. En dit was natuurlik die geboorte van die Here Jesus Christus. En Gabriël het nog iemand aangekondig wat gebore sou word, die grootste profeet van alle tye. Dit is wat Jesus so mooi vir ons gesê het. Dit was natuurlik Johannes die Doper. So engel Gabriël het Jesus Christus en Johannes die Doper se geboortes aangekondig, ekskuus. Nou dit lees ons as ons kyk na Jesus Christus, lees ons dit in Lukas 1 vers 26 tot 38. Nou dit staan daar in jou manual, gaan lees dit asseblief gerus op jou eie tyd deur, dan kan jy dit mooi daar volg. En die aankondiging van Johannes die Doper was in Lukas 1 vers 5 tot 22. So gaan lees dit ook daar en ons daar nog 'n skrifverwysing van Matteus 11 vers 11. Nou 'n Bybelboek wat geheel en al deur middel van 'n engel aan die mens geopenbaar is natuurlik die boek van Openbaring. Nou ons lees dit in Openbaring 22 vers 6 tot 9 en dan vers 16. Ek gaan dit nie nou lees nie, ek gaan dit net so met u deurpraat.
Hierdie engel is die engel van die Here Jesus Christus. God het dit aan die engel bekend gemaak en Jesus het dit aan die sending van sy engel aan Johannes geopenbaar. So God het dit aan Jesus geopenbaar en Jesus het dit deur sy engel aan Johannes geopenbaar. Wow, dis amazing, nee. Nou, met die lees van Openbaring sal jy sien dat die sending van engele en die werk van engele baie pertinent is. Nou, dit is van so aard dat hulle basies alles wat hulle moet doen in die geestelike wêreld, al die opdragte wat hulle het, daar's geweldig baie opdragte wat God aan die engele gee. En dit het 'n geweldige effek op ons materiële wêreld. Baie keer katastrofies. As jy mooi gaan lees oor dit wat alles moet gebeur, die peste en al die dinge wat uitgegooi word op die aarde en al die dinge, dis alles opdragte wat God aan sy engele gee. So, dit is nie sommer net, ek dink as ons al klaar so kan kyk, want vandag toe dink ek, Here, besef ons werklik wat is u koninkryk? Wat is die krag, die heerlikheid, die grootheid, die majesteit van u koninkryk en van u? Dan dink ek nie baie keer verstaan ons werklik die impak van alles in die geestelike wêreld nie. Ons wil dit afbring na ons klein materiële wêreld, na ons klein denke toe. En ons wil voorgee dat ons engele gesien het, dat ons al hierdie ervarings gehad het en al hierdie dinge. Want dit is emosioneel wat jy so opgewek word en baie keer hoor jy dat mense het engele en dinge gesien en dan is dit asof jy jouself so opwek tot jy nou ook kan sê jy het iets gesien. En ek dink baie keer besef 'n mens nie waarmee 'n mens werklik besig is nie. Want in God se koninkryk is dit sy engele, dis sy kragtige helde. Dis sy boodskappers. Hy gebruik hulle soos hy wil. Ek bedoel, hy gee opdragte aan die engele om ons te bewaar en al die dinge, maar ons weet dit nie. Ons kan dit nie sien nie, ons kan dit nie ervaar nie. God in sy koninkryk weet wat hy doen. Is dit nie mooi om daaraan te dink nie? So ons as mens, baie keer wil ons verhoog en opblaas met baie dinge, wat ons niks van weet nie. Niks van weet nie. Nou, as ons bietjie verder kyk na die hele situasie hierso, kom ons gaan net gou verder hier met die opdragte van die engele. Jesus het verder ook die belangrikheid van engele aktiwiteite by sy wederkoms benadruk, van so 'n aard dat hulle al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen gaan versamel en in die vuur in die hel gooi. Dis verskriklik om daaraan te dink. Dit lees ons natuurlik in Matteus 13 vers 24 tot 30 en 40 tot 42. Dis alles in jou handleiding. Al die skrifte is daar, gaan lees gerus deur dit, gaan ondersoek dit en jy gaan alles daar vind wat ek so lekker met jou deurpraat. So, dit is so mooi om te dink, die aartsengel sy geroep gaan uitgaan wanneer Jesus Christus op die wolke kom en al die engele gaan kom en hulle gaan die mense versamel. Never mind die wat nog struikelblokke was en ongeregtighede gedoen het, ook die kinders van die Here gaan versamel word. Is dit nie mooi om daaraan te dink? En die engele gaan dit doen. Dis so mooi. Wow. So ja, dit het oral 'n groot invloed en werk en al die dinge. Nou ons verstandjies kan dit nie altyd indink nie. Nou engele het die mag om die siel wat gesterf het hemel toe te neem, soos wat dit by die wederkoms gaan wees. Nou by een so voorbeeld is toe Lazarus gesterf het, Lazarus en die ryk man. Lazarus was mos 'n bedelaar gewees en toe het die engel hom gevat om te wees by Abraham se boesem. Nou se boesem beteken maar net in sy nabye teenwoordigheid. Nou dit was 'n gelykenis wat Jesus vertel het, dit was nie 'n ware verhaal nie. So Jesus het net vir ons daar kom eintlik duidelik maak, daar's 'n kloof. Okay? Daar's 'n skeiding. Alright, wat Abraham kon nog nie in die hemel gewees het op daai oomblik nie, want hy was nog in die doderyk. So dit was 'n gelykenis, dit was 'n voorbeeld wat Jesus vir ons kom verduidelik het, wat gaan gebeur wanneer mens sterf. Okay. Nou tot dusver kan ons uit al die voorbeelde verstaan, dat God sy engele of 'n engel uitstuur om 'n spesifieke taak te verrig met 'n duidelike boodskap en opdrag. So die engele doen nie net wat hulle wil nie. Jy kan hulle nie beveel en God weet nie wat die engel doen en hy sê hier in jou
werksaamhede met jou dinge besig nie. Jy kan dit nie doen nie. God beveel die engele. God stuur die engele uit. God gee vir hulle opdragte. God gee vir hulle boodskappe wat hulle moet uitvoer. Okay, so is daai punt vir ons duidelik. Yes. Hy sê ja. Baie Oh wow, Aitjie. Aitjie het ons tot WhatsApp. Ja, Aitjie het ons het ons hulle geluk gesê met hulle verjaarsdag. Het Aitjie ook met ons gesels. En hy het ons nou die dag met ons gepraat. Ja. Okay. So dit is net amazing om al hierdie dinge te verstaan. Dat en in Psalm 104 vers 4. Kom ons gaan gou hier na die skrifte toe. Psalm 104 vers 4. Dan gaan dit net gou hier vir ons op die skerm sit. Psalm 104 vers 4. Ek het 'n klein spasie vanaand vir my skrifte, maar dit is okay. Okay. Kom ons transition om gou daarna toe. Oei, jy het 'n poppeliefies. Wat jy sien. Dit is 4 vers. 4. Ja. Dis hy. Okay, ons skrifte is groot daarop. Ek dink almal kan dit lekker sien. Ja, is eintlik. Okay, wat van die winde sy boodskappers maak, van 4 vlamme sy dienaars. So dit is amazing. Dit is God se boodskappers en dis sy dienaars. Okay? So kom ons gaan kyk verder so 'n bietjie na die engele. Want oral is daar vir ons neergepen waar engele verskyn het. In die Ou Testament oral gaan jy sien dat engele verskyn het aan mense. Nou daar's baie voorbeelde. As ek nou net so 1 of 2 voorbeelde gou kan noem, die engele van Sodom en Gomorra, hulle het basies in Sodom en Gomorra ingegaan. Hulle het vir Lot en sy familie uitgelei sodat hulle nie saam verwoes word met Sodom en Gomorra nie. Die engel het aan Abraham verskyn. Toe Isak geoffer is, het die engel verskyn en gesê moenie vir Abraham offer nie. Jakob het met die engel geworstel. Moses was in die brandende bos gewees waar die engel verskyn het. Biliam en die donkie, Gideon, Manoag en sy vrou. Toe Manoag en sy vrou gehoor het van hulle gaan 'n kind kry, Samson, was Manoag so vreesbevange omdat die engel aan hulle verskyn en dat hy het gesê, ons het God gesien, ons gaan nie bly lewe nie. So dit was hoe kragtig engele vir hulle was. En nou is dit asof ons as mense dit sommer net so wil hiertjie maak. Hulle het iets anders verstaan. Wat my ook so vreeslik opgewonde gemaak het, is die engel wat vir Elia brood gebring het in die woestyn. En toe hy hierdie brood eet, toe kon hy 40 dae en 40 nagte loop. Joh, toe het hy soveel krag. En ek sê altyd vir almal, want almal is so bekommerd oor waar gaan ons voorsiening kry as dinge nou verkeerd gaan en so aan. En ek dink daaraan, God het nie in Checkers meel en goed gekry om die brood te bak nie. Hy het sy engel gestuur met 'n brood. Waar die brood vandaan gekom het, weet ons nie, maar dit was bonatuurlik. En toe Elia hierdie brood eet, toe kon hy vir 40 dae en 40 nagte loop sonder om moeg te word. Wow, dis net so lekker om dit so deur te praat en dan kan ons sommer weer so versterk word en ons kan mekaar aanmoedig en bemoedig om nie te worry om soos die heidene te word oor die dag van môre nie. God sal voorsien, hy sal na ons kyk, hy sal vir ons sorg. En dan is dit natuurlik die brandende vuuroond waar Sadrag, Mesach en Abednego in was. Toe het hulle gesê daar's 'n 4de persoon en dit was hierdie engel gewees. Is dit nie amazing nie? Daniël in die leeukuil wat die bekke gesluit het. Die profete wat Johannes die profeet en Jesus wat sy geboorte aangekondig is. Alles was deur engele gedoen. So dit is maar net 'n paar voorbeelde wat ek aan u wil voorthou. Is dit verkeerd om in gebed te vra of God sy engele sal stuur vir byvoorbeeld beskerming? Ons kan nie dit doen nie. Ek kan ook antwoord. Yes. Kan ek jou interrupt? Jy mag. Mag ek hy vraag beantwoord en kan jy dit beamoen? Jy mag. Ag ja, die groot ding is as ons kyk, ek meen die woord sê God stuur sy engele uit, né? Ons weet nie hoe God jou wil beskerm of nie wil beskerm in watter opsig nie, want tog op die einde van die dag gaan dit maar oor jou siel. Ja. So jy vra die Vader vir beskerming of 'n beskutting of verlossing of wat die geval ook al mag wees.
En maak nie saak hoe God dit wil doen nie. Hy doen dit op sy manier. Amen. Maak dit sin? Dit maak sin vir ons. So, Is dit duidelik? Jy kan maar byvoeg weet jy Engelsie. wat, as ek dink aan ons as kinders van die Here, ons is vreesbevange. Vrees laat ons baie dinge bid. Vrees maak ons angstig. En as ons kan verstaan, ons moet die Here dien. En terwyl ons die Here dien, sal God die res uitsorteer soos dit in sy wil is. Yes. So ek dink ons moet vrede kry met baie dinge. Iets Maar eintlik as ons kyk na Psalm 91, ek dink mense moet dit net meer weer bewustelik gaan lees. elke Hy sê hy daar's wat- net 'n gesuis, hoor. Is daar gesuis? Ja, Is dit erg? ja. Ek weet nie of die mense op die lig dit hoor nie. Duidelik, jy kan maar byvoeg. Weet jy wat, as ek dink aan ons, ek gaan net gehoor op die klank op die lig. Ons is vreesbevange. Vrees laat ons baie dinge bid. Klink dit soos 'n gesuis daar by julle of klink dit julle alright? Ek dink is okay. Sê maar net as dit Okay. baie sterend is, Okay, hoe klink dit nou? Is nog steeds 'n gesuis? dis beter, maar dis maar nog daar. Okay. Die groot ding is ons moet weer Psalm 91 behoorlik gaan lees. Want hy begin daar en hy sê hy wat vernag in die skaduwee van die Almagtige. Yes. Met ander woorde, wanneer jy tyd met God spandeer, Yes. sal hy sy engele vir jou uitstuur om jou te bewaar, indien hy sy engel moet uitstuur om jou te Ja. bewaar vir 'n sekere saak. Yes. So, kom ons kyk eers na die voorwaarde. Wat moet jy doen? Jy moet God soek, jy moet in sy teenwoordigheid wees. Vandag beteken dit jy spandeer werklike tyd aan hom. En dan kan hy doen soos wat hy dit wil doen in sy volmaakte wil. Dis sy. Hulle sê die klank is reg, so jy kan maar so inkom met tye. Dis awesome, my man. Ons geniet dit. Ek dink ons geniet die Bybelstudie lekker so met alles wat sommer so lekker deurkom. Nou, wanneer ons kyk nou na die betekenis van engele. Nou dit kry julle op bladsy 3. Ek dink die eerste is nou lekker deurgepraat. Ek dink ons verstaan hom. Nou gaan ons oor na die betekenis van die woord engel toe. En dit vind ons op bladsy 3. So gaan gerus na jou bladsy 3 toe in jou handleiding. Ja, dit is so mooi wat almal nou hierso so sê dat ons is baie keer bang om deur dinge te gaan en dan is dit asof ons God wil forceer half om nie dinge met ons te laat gebeur nie. En ons raak so angstig dat ons sommer inklim en ons beveel sommer engele en ons gaan te kere. En ons besef nie altyd dat wat is die wil van God nie. Nou dis so mooi as ons in die rus van God is, nê? As jy die Here soek, as jy vernag in sy skadu, ja, dan is jy in die rus van God. Ek moet vir julle sê, ek het vanoggend so 'n bietjie iets ervaar, nê? Want toe ek my advertensie deel op Facebook. Die eerste post wat ek sien is van die brandstofprys en die elektrisiteit, dis sommer so groot. Wat opgaan, ek dink die 1 Junie of whatever. En vrees wil my beetpak. En ek besef dadelik maar, Here, ek is nie nou in die rus nie. Ek is nou soos die heidene wat nou worry en stres oor dit wat nou voorlê. Want dadelik dink jy, "Jo, Here, wat gaan nou alles gebeur?" En ek kom sit hier voor op die bank en ek drink 'n koffietjie en nou maal dit so deur my, want as jy mos daai eerste ding gesien het, joh, dan is dit vreesagtig. Dis verskriklik. Jy dit maal in jou, jy's in hierdie warboel. En ek kom sit en ek begin bid en ek sê, Here, ek wil werklik by U kom vrede vind vanoggend. Ek wil rus vind by U, want ek het my laat beïnvloed. Ek het my ore oop en my oë oop gemaak vir dit wat in die wêreld aangaan. En hierdie onrus het my beetgepak. En ek het begin bid en ek het vir die Here gevra en mooi vir hom gevra dat ek net weer in sy rus kan kom en ek het lekker begin bid en bid en bid en ek het in tale begin bid en al die dinge. En ek kan vir jou sê, kort voor lank, toe is daai hele vrees weg. Ek ervaar die rus van die Here, ek kan weer dink, ek kan weer aangaan met dit wat ek moet aangaan, want ek kan vir jou sê, as daai vrees jou beetpak, jy is nie eens realisties besig met dit wat jy in die dag moet doen nie. Jy is besig met dit. Dit maal in jou.
En ek besef vanoggend, Here, maar dis waar ons rus moet gaan vind. Ons moet by U wees en ons kyk te veel dinge. Ons is te besig met te veel dinge en dit was net daai oomblik wat dit my oog gevang het. En dit mal. Kom ons bly by die Here. Hy sal vir ons sorg. Hy sal ons uitsorteer. Maar ons moet by hom vernag. Ons moet by hom bly. Nou omdat ons baie keer 'n karige verhouding met die Here het, begin ons vreesagtig raak oor die wêreld. OK. So dit was net vir my nogal mooi. Ja, jy wil self begin planne maak, jy raak in 'n paniek, jy raak hysteries in plaas dat jy bid. In plaas dat jy die Here soek. Die Here kan 'n ding môre verander, mense. Ons moet die Here soek. Ons moet in sy rus wees. Hy weet wat hy doen. OK. Prys die Here. So net so 'n bietjie aanmoediging. Op die vleeslike El Niño wat oor die wêreld gaan kom, is al wat opkom. Wel, so leersaam. Dis asof en dit is die ding. Ek bedoel, ons hou ons so besig op Facebook. Vat daai tyd, gaan bid. Gaan soek die Here. Gaan soek sy aangesig. Niks sal gebeur wat nie moet gebeur nie. Okay? En dit wat moet gebeur, gaan gebeur. Of jy nou worry of jy nou paniek, gaan bid, gaan soek die Here. Okay. God antwoord nie worries nie. God antwoord gebed. En omdat die kind van die Here al so toegewikkel is, ek het mos nou die dag daai liedjie geskryf en dit is my mooiste ooste liedjie. Van 'n krygsman wikkel hom nie toe in die sorge en die genot van die lewe nie. Die lewensonderhoud, die probleme, die dinge wat jy om jou sien. Jy gaan wikkel jou nie daarin toe nie, jy raak nie deel van dit nie. Want dan kan jy nie hierdie kryger wees wat op pad is iewers heen met God se koninkryk nie. Okay? So ons moet nigter raak in hierdie dinge. Gaan soek eerder die Here. Bly by hom. Vind rus in hom. En hy sal vir jou voorsien dit wat jy nodig het. Of die petrolprys nou opgaan of die broodprys nou opgaan of whatever nou opgaan, hy sal vir ons voorsien. Kom ons kom in sy rus. Okay. Cool, net so ietsie by. So die betekenis van die woord engel op bladsy 3 in beide die Ou en Nuwe Testament beteken die woord engel 'n boodskapper. Wow, dis amazing. So dit beteken boodskapper. Dit kan selfs op 'n mens dui wat 'n boodskap van God aan ander bring. In die meeste gevalle wanneer die Bybel van engele melding maak, dui dit op God se heilige, magtige en kragtige engele. Nou, wat ons sou hier ook verder bespreek in die Bybelstudie met dit kan ook mense wees wat die evangelie bedien. So jy wat die boodskap van hoop uitdra van die Here Jesus Christus, is ook 'n boodskapper van God. Hy gebruik jou ook as sy boodskapper. Het jy al daaraan gedink? Hy gebruik jou ook as sy boodskapper om die wêreld in te gaan, oralheen te gaan en die boodskap van wedergeboorte te kan gaan bedien, sodat die mens gered en verlos en vry kan kom en los kan kom van die wêreld. Wow. Nou die apostels het besef dat ek net gou hier so sien. Sorry, ek net gou hier my regte rede kry. Nou die woord apostel beteken een wat gestuur word met 'n spesifieke taak en opdrag. So hy is ook 'n boodskapper. Okay, so dis boodskappers van God. En die apostels het natuurlik geweet wat is hulle roeping. Hoe moet hulle dit verstaan? Hulle het nie daarmee gaan spog en arrogant daarmee gaan raak en dit gaan uitpasyn vir almal en gesê ek is hierdie apostel en alles nie. Hulle het die roeping besef. Hulle het die boodskap besef wat hulle moet oordra aan ander. Hulle het besef dat hulle deur God gebruik moet word sodat die ander dit ook kan hoor. Is dit nie mooi nie? So vandag se tyd is almal besig net om hulle self op te blaas met hierdie dinge. Nou kom ons gaan lees 'n skrif en 2 Korintiërs 5 vers 20 is almal by, is ons rustig? Almal nog by? Is nie dat hy wil nie Satan doen. Okay. Dankie my man, jy is kosbaar. So kom ons gaan kyk na 2 Korintiërs 5 vers 20. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ek dink Stanley is meer moeg as ek hier klaar afgesit het as wat hy bedien het.
Hy moet alles bymekaar hou vir my. Baie dankie my man, ek waardeer dit verskriklik baie. Hy help my so mooi. Hy sit my goedjies so mooi bymekaar vir my. Wow, en hy het soveel liefde. Dankie my liefste ding. Kom ons gaan kyk gou hierdie skrif. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesande, nou dis ambassadeurs, om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. So hulle het geweet, hulle het hierdie taak wat hulle moet verrig. Hulle is die ambassadeurs van God. Hulle moet gaan vermaan, hulle moet die evangelie gaan uitdra, asof God dit doen. En dit is 'n geweldige verantwoordelikheid as ons daaraan dink, om te besef dat ons moet die evangelie uitdra, asof God dit uitdra. So ons moet seker maak van ons saak. Ons moet seker maak dat ons die waarheid praat. Ons moet seker maak dat ons die waarheid bedien aan ander, sodat hulle ook die pad kan stap. So, dis eintlik 'n verskriklike verantwoordelikheid wat ons het. Nou, elke belydende Christen is ook 'n disipel van die Here. God stuur elke disipel uit, om nie net 'n disipel te bly nie, maar om disipels te gaan maak. So, as jy jou hart vir die Here gegee het, nee, dan word jy 'n disipel. En jy moet opgelei word, jy moet verstaan wat in die evangelie aangaan, jy moet jou laat leer, sodat jy weer kan gaan disipels maak. Is dit nie amazing nie? So dit is hoe ons moet operate, sodat daar hordes disipels gemaak kan word en weer kan gaan maak. En ons moet mekaar leer, om alles te onderhou, wat Jesus vir ons gebring het. Sy gebod te onderhou, nee. Al die bevele van die Here Jesus Christus wat hy vir ons kom bekend maak het. Nou kom ons lees hierso in Matteus 28 vers 19. Ons is nog by skrifte Matteus 28 vers 19. Kom ons sit hom gou op die skerm. Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit is ons taak, dit is ons doel, dis wat ons moet doen. Nou elke belydende Christen is en moet 'n boodskapper van die goeie nuus wees. Dit is ons opdrag, dit is wat ons moet doen. Jy word nie 'n kind van die Here om niks verder te doen nie. Om net verder te sit en te kritiseer of wat ook al nie. Jy word 'n kind van die Here om dit wat jy gekry het, die gees van God wat jy ontvang het, die gawes, die bedieninge, die vrug en alles te gaan uitleef. Dit is hoekom ons gered word. Is dit nie so nie? So ons het 'n groot taak op aarde. Nou so stuur die Here ook elke profeet, evangelis, leraar, herder, of wat ook al jou amp of titel mag wees, om uit te gaan en te gaan disipels maak. So dis ons elkeen se doel, dis ons elkeen se taak. Moet nou nie vreesbevange raak vanaand omdat jy nog nooit met iemand oor die Here gepraat het nie. Ek kan nou net dink, almal is nou in 'n toestand, want ek het dit nog nooit gedoen nie. Hoe doen ek dit? Wat doen ek? En al die dinge. Ons gaan nog lekker oor al hierdie dinge gesels. Maar maak jou hart oop as 'n geleentheid om voordoen. Baie keer is daar net nie 'n geleentheid nie. As 'n geleentheid om voordoen en jy kan met iemand praat oor die wedergeboorte, moet dit nie laat verbygaan nie. Okay? En baie keer dan dink jy, ek kon met daai persoon gepraat het, maar ek het nou daai geleentheid laat verbygaan. As jy so kwaad vir jouself en jy so moedeloos en al die dinge, vergeet dit wat agter is. Strek jou uit na wat voor is. En as jy weer op 'n geleentheid kom, dan doen jy dit. En so gaan jy al hoe meer vrymoedigheid kry. Want baie keer is ons bang dat mense ons vra of hulle sê dinge wat ons nie kan antwoord en uitsorteer nie. Nou dit is hoe 'n mens leer. Jy gaan jou naam so 'n paar keer dalk met 'n plank slaan. Jy gaan dalk nie presies weet wat om te antwoord nie, maar al wat jy op hierdie stadium vir mense moet sê wat nie die Here dien nie, hulle moet hulle harte vir die Here gee. Okay? So dis die boodskap wat ons nou moet uitdra. So dis net so mooi. Nou in hierdie opsig is elke gelowige 'n engel en boodskapper van God, die Vader, in die naam van die Here Jesus Christus, om die evangelie van waarheid te verkondig. Nou die doel daarvan is om almal te leer
om alles te onderhou wat die Here Jesus by die Vader ontvang het. So die Here Jesus Christus het dit by die Vader ontvang en hy het dit vir ons kom leer. Nou dit beteken dat jy as gelowige ook dit wat jy geleer het moet onderhou en dit is 'n groot saak. Jy kan nie net vir mense sê hulle moet en hulle moet en hulle moet nie. Jy as kind van die Here moet dit self onderhou. Jy moet die voorbeeld wees, jy moet die vrug oplewer, jy moet die vrymoedigheid neem. Nou ons lees 'n interessante skrif in Hebreërs 13 vers 1 tot 2 wat ook hierdie saak bevestig dat dit ook mense kan wees wat engele is. Kom ons gaan lees dit, Hebreërs 13. So dit is of God se kragtige helde wat engele is, of dit kan ook mense wees wat gestuur word. Nou kom ons gaan kry gou 'n bevestiging op hierdie mooi skrif in Hebreërs 13 vers 1 tot 2. Waar is Hebreërs nou? Hebreërs het uit, daar is hy. Hebreërs het verdwyn. Waar is hy? Hebreërs 13. Daar is hy, ek gaan hom net gou vir ons opset. Hebreërs 13 vers 1 en 2. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Okay, so is dit fisiese God se engele van die hemel wat ons altyd herberg of wat ook al, of wie is dit ook? En dit is my so mooi dat hy hier praat in hierdie skrif van broederliefde moet bly. So hier kry ons al 'n klou. Okay, hy praat hier van die broederskap. So ons moet gasvry bly teenoor die broederskap, want die wat uitgestuur word, moet herberg kry, hulle moet huisvesting kry, hulle moet kossies kry, hulle moet bedjies kry, hulle moet al die dinge kry. So kinders van die Here moet gehelp word wat gestuur word om 'n sekere boodskap uit te dra. En dit kry ons natuurlik galore in ons broederskap. Ons kan regtig nie kla nie. Ons het kossies en huisies en gasvryheid en alles gekry waar ons gegaan het. So ja, jy weet jy al herberg nie. Dis persone wat uitgestuur word om die werk van die Here te doen, om sy boodskap te bring, om leerstellings vas te maak soos die apostels en al hierdie dinge. So maak altyd jou hart oop as 'n kind van die Here by jou huisvesting of enigiets moet kry of 'n bordjie kos terwyl jy by hom kuier in die middag of wat ook in die geval mag wees, dat jy daai hart van jou so oop maak om dit altyd te doen, gasvry te bly in die broederskap. Askiesie? En slaai, ja, sy het dan by Elmarie lekker slaai gehad. Sy kon nie verstaan hoekom wil ons slaai nie. Sy sê slaai. Ek sê ja, slaai. Sy sê sonder vleis. Ek sê ja, groen slaai sonder vleis met baie suurlemoensap en sout en peper. Want as jy so op die trip is, ek kan vir jou sê, nader soek jy net alles wat vars is. En ons praat duidelik so, hy sê plastiek tande begin kry, nê? Dan is alles wat bietjie ryk is en alles maak jou naar. En dan soek jy alles net vars. En sy kon nie verstaan nie. Sy het vir ons gesê, weet jy wat? Eet julle slaai? En sy het haar ou vleisietjies opgesny en ook in haar slaai gegooi. So ja, dit was nou Elmarie en sy sê, ons is nou slaai. So ja, dit was maar 'n groot laggie daar vir ons gewees. Nou, alhoewel engele in 'n menslike vorm aan Abraham en ander plekke in die Ou Testament verskyn het, kan ons sien dat hierdie skrif dui op die broederskap, op mense wat die evangelie bedien wat na gekyk moet word. So ons het hom, nee. So dit kan of iemand wees wat gestuur is, 'n mens, of dis God se kragtige engele en sy boodskappers wat hy gebruik. Okay. Kom ons gaan gou verder. As kyk ook hierso in Openbaring 1 vers 20, toe Johannes die openbaring gekry het. Kom ons lees gou Openbaring 1 vers 20. Ek gaan dit net gou vir ons hier op die skerm sit. Openbaring 1 vers 20. Dis sy, kom ons sit hom gou oor. Tjoe, is baie knoppe om te hanteer, hoor. Dit voel nogal lekker. Ek love it. Ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond. Nee, waar is ek nou? 1 vers 20, nie 20 vers 1 nie. 1 vers 20, joh, en dus bedien ek nou vreeslike baie ander dinge. Dadelik sien ek nie, hier is 'n fout. Hy sê so,
Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Nou wat hier gebeur het, dat hierdie openbarings moes na die 7 gemeentes toegevat het, en hierdie engele van die 7 gemeentes was hulle leiers gewees, die leierskap in die 7 gemeentes. So, hulle is ook hier genoem engele. Okay? So, almal wat die evangelie in opregtheid bedien, is engele wat gestuur word met boodskappe, wat mense leer uit die woord van die Here uit. Okay. Is ek nog reg, my man? Waar is hy? Ek moet net so 'n bietjie transition nou hierso. Nou, ek het gedink hierso is ons nou so 'n bietjie te veel inligting in ons koppe. Ek gaan weer vir ons daai lied speel wat ek in die begin gespeel het. Dis my favourite liedjie. Ek dink dis die top hit van alles. En dan kan ons net so 'n bietjie lekker saam sing en dit geniet. En dan gaan ons verder met die kragtige helde op bladsy 4. So jy kan hier verder saam met my volg. Kom ons luister net eers weer hierdie lied, jou roeping. Wow. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Gawes deur God gegee, gee jou alles, verander, verstaan God se wil, geloof so logies. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Verbly jou, wees suiwerig, volhard in gebed, liefde opreg, nederig een, doen goed, oorwin die kwaad, in vrede vry, bedink die goeie daarbo, broederliefde so kostbaar. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Wow, amazing. Ek hoor dit op die oorfoon, ek kan vir sê ek wil hierdie dak spring. Dis amazing, jou roeping, wow. Waar jy inpas, jy moet jouself uitsorteer en jou ding doen wat jy moet doen. Nou kom ons gaan na bladsy 4 toe, kragtige helde, kragtige helde. Ek wil jy net vanaand aanmoedig, mens moet iewers begin. Mens moet iewers iets begin doen. Mens moet iewers begin vrymoedig raak in die evangelie. Mens het jouself daar buite sit, ek het 'n liedjie mos geskryf van laat jou aftap. En ek dink baie keer is ons bang om onsself daar buite te sit. Ons is bang om afgetap te word. Ons is bang om gekritiseer te word. Ons is bang om ons daar met 'n plank te slaan. En dit moet gebeur sodat jy kan verander. Elke dag van jou lewe moet jy verander. Sodat jy bruiksaam en nuttig kan wees in die evangelie. Wow, my hart wil vanaand net uitbars en breek van blydskap en opgewondenheid teenoor die Here, sodat hy siele red en verlos en vrymaak en mense se harte regtig oopmaak om die evangelie van die Here Jesus Christus te bedien. Nie net kennis bymekaar te kry nie, maar dat dit kan lewend word in ons harte. Want die enigste kennis wat nodig is op hierdie stadium vir ons te weet, ons kan al hierdie kennis hê, ons kan al hierdie dinge weet, ons kan vanaand alles weet van engele. As ons nie die liefde het nie, beteken hierdie kennis niks. Maar as ons kan verstaan vanaand, wat is al hierdie mooi in die woord van die Here, en ons kan dit leef, en ons kan dit uitleef, kan ek vir sê, dit is die kennis wat ons moet hê.
Is dit nie mooi nie? Ons wil baie keer nog verder gaan diep en nog verder gaan soek en nog verder gaan lees en nog verder gaan kyk. Wat het ons nog nodig? As om net te weet, jy moet die wêreld so lief hê soos wat God die wêreld het en die evangelie gaan bedien. Wow, dit tref my net vanaand. Ons moet ons harte net oop skeer vir hierdie dinge. Ons moet nie meer omgee. Of ons moet verander nie, ons moet verander, ons moet uitreik, ons moet uitsorteer, ons moet ons lewens oop kry. Ons moet ons lewe in die lig bring, sodat dit kan verander. Want dit wat jy wegsteek, bly in die duisternis. En dit kan nie verander nie. Dan raak jou hele lewe donker. Omdat 'n mens dinge wegsteek, raak alles van jou donker. Want jy moet naderhand so koets en keer en probeer beskerm en al hierdie dinge. Maar ek kan vir jou sê, as jou lewe oop is, het jy niks om weg te steek nie. Dit wat jy vandag praat, kan jy môre praat, kan jy oormôre praat, want dit is die waarheid. En dit is wat jy in jou hart in die lig moet kom. Is dit nie mooi nie? Ek wil almal net weer aanmoedig, man. Dis net so amazing. My eerste keer in Pick n Pay begin met 'n bottel olie en toe is daar 'n pastoor van 'n kerk. Oh my goodness, ja, so wow, dan kan jy vir hom die evangelie van waarheid bedien. Is dit nie amazing nie? Nou kom ons gaan aan met kragtige helde, bladsy 4. God se kragtige en magtige engele is sy boodskappers. Hulle is heilige, magtige en kragtige engele van God, wat in gehoorsaamheid aan hom sy opdragte uitvoer. Ek dink ons kry so 'n bietjie 'n ander prentjie vanaand van engele, want ons sien al hierdie prentjies en ons sien al hierdie vroue engele en ons sien al hierdie mense wat hulle self opblaas met engele prentjies en al hierdie dinge en ons gaan daaroor gesels. Kan vrouens engele wees? Ons gaan lekker daaroor gesels. Ons gaan dit so 'n bietjie 'n besprekingspunt hou. Ek dink volgende week, so saam met die ander punt, kan ons engele beveel en al hierdie dinge en dan ook hierdie saak van kan vroue engele wees? Ek kan vir jou sê dis die essensiële engele wat uitgebeeld word. Dit is eintlik skrikwekkend om hierdie goed te sien. Om te dink dat mense dink hulle uitbeeldinge kan die kragtige, magtige helde van God verteenwoordig. Daai is afgode, daai is feeverhale. Dit is fantasie. En dit is waarmee ons as kinders van die Here onsself baie keer besig hou. En ons is nie nugter in die evangelie, want God is nugter. Alles van God is nugter. Daar is niks sensuele, snaakse dinge in God se koninkryk nie. En dinge wat nie nugter is nie. En dis nie asof God nou een vrou uitsonder wat nou mooi is en mooi hare het en 'n mooi rok aan het en wat 'n mooi lyf het en hy is dan besig hier met haar en hy sien haar raak in die vlees nie. Want ons is so besig met die vlees, dat ek vir jy kan sê, dis skrikwekkend. Wie is hier ingeskakel? Stan, Jakobus, Delport. Ja. Jy is aan die woord, praat maar met ons. Goeiedag aan jy maak my so opgewonde as jy so praat, hoor, dit is so lekker. Maar ek wil net graag met julle deel. Jy het nou so gepraat van die liefde, nee, daai liefde. Weet jy, ek lees net gister daar in 1 Johannes, ek dink is 1 Johannes 3, is nou nie seker presies waar nie. Waar hy sê dat as jy die liefde het, as jy in die liefde van die Here wandel, nê, dan het die Satan geen vat aan jou nie. Ja. Geen vat aan jou nie. En as jy sê, nou ja, dit het ons, as mens net in daai liefde kan wandel, die liefde van die Here, daai liefde wat Jesus vir ons kom gee het in Johannes 13, wat hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, daai nuwe gebod wat hy vir ons gee, hy sê, sodat almal kan weet, as daar liefde onder mekaar is, dan is julle disippels van Jesus Christus. So ek wil net dit graag met julle gedeel het. Yes, dankie Jakobus, ek waardeer dit. Is daar nog iemand wat bietjie wil inskakel? Julle is baie welkom. Wow, vrymoedigheid, dis net awesome. Dis so lekker, so lekker, so lekker. Okay, so kom ons gaan verder. Die kragtige helde, ons is nog daar by bladsy 4. So sy engele is kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. So die engele doen niks buite God se woord nie. Die opdragte wat God vir hulle gee, die gebod van God gehoorsaam hulle ook. Want anders raak hulle soos die duiwel en dit raak gefalle engele. Okay? So hulle moet God se opdragte gehoorsaam word. Wees, jy kan hulle nie net hier na toe stuur en daar na toe stuur en besluit wat jy wil doen nie. Hulle moet God
gehoorsaam wees. Ek dink ons verstaan vanaand al klaar baie dinge. Wow. Die engel wat aan Daniël verskyn het, was so kragtig, wat hy bewusteloos geval het. Dit is so amazing om te dink, dit is so kragtig, die engele en dienaars van God is, hy sy boodskappers. Nou kom ons gaan lees dit hier, is my baie mooi skrif. Kom ons gaan lees dit gou hierso. Daniël 10 vers 6. Daniël 10 vers 6. Dis 'n paar Jou roeping, jou plek. Nee. Ek wil hom weer speel. Ek het net gou ons roeping ons plek gedoen. Ek wil net die skrifte gou weer gaan kies. Daar's hy. Ek wil die hele aand daai liedjie speel. Daniël 10 vers 6. Okay. Kom ons lees gou lekker hier Daniël 10 vers 6 en 7, 8 en 9. En sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. Dit was 'n engel, mense. Dit was 'n engel. Wow. Kom ons lees verder hier van vers 7. Kom ons gaan gou op. Dan moet julle weet hoe groot is God. Oh my goodness. Ons wil hierso met onsself besig bly. Ek Daniël alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Hulle het nie eers gesien nie. En hulle wou hulle self gaan verberg. Okay? Ek dink mense wat so vinnig sê, hulle het engele gesien en engele het aan hulle verskyn en dinge. Jou hele lewe gaan verander. Jou hele uitkyk op alles gaan verander. Jy gaan 'n drastiese verandering in jou lewe ondergaan as 'n engel aan jou verskyn. Nou, kom ons lees gou vers 7. Vers 8. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien en geen krag het in my oorgebly nie. En my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. Nou, ek dink al klaar net om dit te lees, kan jy besef hoe groot en kragtig en magtig is engele. Nou kom ons kyk gou na Biliam. Nummer 22, Biliam en die donkie. Dit is altyd vir my so komies as mens dit lees. Nummer 22 vers 31. Ek is nou op die skerm, yes. Nummer 22 vers 31. Dit is so lekker om so Bybelstudie te hou, is dit nie? Dit is awesome, ek geniet dit verskriklik. Ek was net so bietjie dom, ons moes dit net so bietjie anders doen. Daar is hy. Nummer 22 vers 31. Hy sê, toe open die Here die oë van Biliam, sodat hy die engel van die Here in die pad sien staan met sy ontblote swaard in sy hand, en hy het gebuig en neergeval. So dit is hoe hulle engele beleef het wat aan hulle verskyn het. Nou kom ons gaan so 'n bietjie terug. Nie terug nie. Ons gaan vorentoe. Nou in die vuur en vlam. Dit is nou op bladsy 6 en bladsy 7 in jou handleiding. Bladsy 6 en bladsy 7 in jou handleiding. My hande juk om weer 'n liedjie te speel, maar ek sal nie. Kom ons kyk, kom ons speel 'n bietjie die oue van daai. Kom ons speel 'n bietjie weer 'n lied. Ja, die oue van daai. Ons het mos gepraat oor die grootheid van God en die vuur wat voor hom uitgaan en al die dinge. Kom ons luister eens 'n bietjie voor ons oorgaan na die vuur en vlam.
Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is. 'n Oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit so sneeu, sy hare so skoon wol. 'n Stroom van vuur het voor hom uitgegaan. Miljoene het hom gedien. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal, duisende het hom gedien. En 10.000 maal, 10.000e het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die seun is voor hom gebring, sy heerskappy bevestig. Almal het hom geëer, sy koningskap sal nie verbygaan nie. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Keer terug na die ou paaie, die regte weg om te loop. Voor sonde ingekom het, die weg van rus en vrede. Die pad van die oue vandaar en sy seun, die verheerlikte. Sy troon was vier vlamme, die wiele daar van 'n brandende vuur. Wow, dis die grootheid van God, die Vader, die oue van daar, die gesig wat daar aan Daniël was. Is dit nie amazing nie? Dis amazing om te dink hoe groot is God, die Vader. En ek dink dat ons moet vanaand ons harte oopmaak en besef, wat is God se koninkryk? Wat is die geestelike wêreld? Wat is die impak in die geestelike wêreld? Ons moet uit die wêreld uitbreek, uit ons ou klein gedagte wêreldjie uit en besef, wat is in die geestelike wêreld besig om te gebeur? Wow, dis net amazing, loof die Here. Nou, die bladsy 6 en 7 in vuur en vlam. Engele manifesteer in vuur en vlam, want, hoekom dink julle, manifesteer engele in vuur en vlam? Dis in die krag, en het trek aandag, en is autoriteit, en is gesag van God se koninkryk. Is dit nie amazing nie? Wow! En ek lees so mooi met Moses en die brandende bos. Julle loof die Here. Dis so groot, dis so wonderbaar, dis so kragtig, dis so heerlik. Breek vanaand uit die wêreld uit. Ek kan nie genoeg aanmoedig nie. Ons is vasgevang. Ons is depressief. Ons is in toestande. Terwyl daar 'n koninkryk is wat vir ons wag. 'n Ewige krag, heerlikheid koninkryk wat ons erfdeel is. Loof die Here. Kom ons kyk gou na Eksodus 3 vers 1 tot 5. Dis so cool, dis so cool. Eksodus 1. Nee, 3 vers 1 tot 5. Nee, transition.
skrifte, my verkeerde knoppie, daar is hy. En Moses het die kleinvee opgepas en sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Kom ons gaan verder. Daarop verskyn die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nou skieurig nader kom, roep God te hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek wil net gou hier by 'n punt kom. Ek het nou iets hier gemis. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. En Moses het nou skieurig nader gekom. So dit was nie God self nie, dit was 'n engel van God. En hy verskyn in hierdie vuur wat in hierdie doringbos is. En dit het natuurlik dadelik vir Moses getrek en met nou skierigheid om te sien, hoekom brand hierdie bos nie? Hierdie vuur is in hierdie bos, maar dit verbrand nie, want die engel van God het verskyn in hierdie brandende bos. Hy was hierdie vuur wat verskyn het in hierdie brandende bos. Wow, is dit nie amazing nie? So dit is hoekom hulle verskyn in hierdie vuur, want dit is gesag, dit is autoriteit, dit trek aandag, dit maak nou skieurig. Is dit nie so nie? Sodat jy aandag getrek kan word. Ja, dit is so verskriklik mooi. Nou net was die engel van die Here op die berg Sinaï nie, maar ook 10.000 engele. Kom ons gaan lees die skrif in Deuteronomium 33. Wow, dit is super cool. Deuteronomium 33. Vers 1 en 2. Kom ons transition om gehou. Deuteronomium 33 vers 1 en 2. En dit is die seën waarmee Moses, die man van God, die kinders van Israel geseën het voor sy dood. En hy het gesê, die Here het gekom van Sinaï en vir hulle opgegaan van Seir af. Hy het in 'n ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom met van heilige 10.000 af. Aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. Nou, kom ons kyk gou wat het hier gebeur. Al hierdie engele was op hierdie berg gewees, nê? En hulle almal wat teenwoordig was, het gehelp om die wette aan Moses te gee. God self kon dit nie doen nie. God self kon nie aan Moses verskyn nie, want geen mens kan God sien en bly lewe nie. So God het sy engele gebruik. Okay. Nou Moses was die middelaar van die Ou Testamentiese wette, aangesien die engel wat in die eerste persoon namens God opgetree het, dit aan hom gegee het, waarop hy dit aan die volk gegee het. Nou Jesus is die middelaar van die Nuwe Testament, van die nuwe gebod, maar in die Ou Testament was Moses die middelaar gewees. En die engele het hierdie wet aan Moses kom gee, wat hy aan die volk kom gee. En dit het gelyk soos 'n brandende berg. Want dit was hierdie vuur van die engele wat op hierdie berg was. Is dit nie amazing nie? Ek weet nie hoe mens, as dit 10.000 was, dis miljoene engele wat gekom het met hierdie vuur wat by hierdie berg was om die wet van God aan Moses te kon gee. En dit was die Ou Testament, mense. Hoeveel te meer, hoe kragtiger is die Nuwe Testament? Van verlossing, vrymaking, dat jy jou hart vir die Here kan gee, dat jy 'n pad van heiligmaking kan stap, dat jy hemel toe kan gaan. Sjoe. Nou, kom ons lees gou hierso, Handelinge, wag, ons net gou kyk hierso.
Okay, kom ons kyk gou hierso na Handelinge 7 vers 52. Ek wil nou net doodseker gemaak het, ek wil die skrif lees. Handelinge 7 vers 52 en 53. Dis lekker om die Here te dien. Is dit nie, mense? Wow, as mens hierdie dinge so beleef en ervaar vanaand, het voel of jy wil uitbrand. 52 en 53, dis die grootheid van die Here. Joh. Kom ons gaan gou oor. Yes, ons het nou ons skrif op. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, aan wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikking van die engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. So hier is dit net 'n bevestiging dat hulle het die wet deur engele ontvang. OK. Galasiërs 3 vers 19. Galasiërs 3 vers 19. So we daarop. Wat beteken dit? Wat beteken die wet dan? Dit is bygevoeg wees die oortredinge totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. En dit is deur engele beskik deur tussenkoms van 'n middelaar. So in die Ou Testament was Moses en die engele, het hulle was hulle eintlik die middelaars. Nee, tussen God en die volk. Ek kan nie. Ja, hulle het die wet by die engele ontvang en Moses was die middelaar gewees. En jy kan nie glo wat die engel alles vir hulle gesê het nie. Dit is nogal skrikwekkend om daaraan te dink. Kom ons gaan net gou weer oor. Nou, ons moet dit in die oog verloor dat die naam van God in hierdie engel was. En dit het hom nie God, maar dit het hom nie God gemaak nie, maar want hy het in die eerste persoon opgetree en gespreek asof God self. Daar is 'n verterende vuur en dit is waarom die engel saam met die engele so vreesaanjaend en vuur en vlam verskyn het. Nou Jesus het ook opgetree en gespreek asof God die Vader self. Dit het hom nie God die Vader gemaak nie, net so moet ons ook optree en spreek asof God in Christus deur ons spreek en doen. So baie keer het die engele opgetree asof God self, maar hulle was nie God self nie. En Jesus het ook opgetree asof God self, maar hy is nie God self nie. En ons tree op asof God self, want ons is ambassadeurs van God, asof God deur ons vermaan. Is dit nie mooi nie? Nou die engel van die Here het Israel bestraf asof God self, omdat hulle nie die bevel van die Here ten volle uitgevoer het nie. Dit is hoe kragtig God engele kan gebruik. Dit was nadat hulle die land Kanaan verower het en voor Josua se dood. Kom ons lees gou hierso in Rigters, wat het die engel hier vir die volk gesê. Dit is hoe God die engele gebruik het. Sjoe, dit is amazing. Rigters 2 vers 1. Kom ons sit hom gou op. Rigters 2 vers 1. Toe trek die engel van die Here van Gilgal op na Bochum en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat ek julle vaders met 'n eed beloof het en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi, maar julle het nie na die stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? Vers 3. Kom ons lees dit gou vers 3. Sorry, ek het nie verder aangegaan nie. So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uitdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode 'n stryk vir julle. En terwyl die engel van die Here met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween. Vers 5, en hulle het 'n die plek Bochum genoem en daar aan God geoffer. So God het die engel hier gebruik om dit wat God met die volk wou spreek, met hulle te spreek, asof God self. Okay, so dit is hoe kragtig God engele gebruik het. Okay, so ons gaan vanaand tot op hierdie punt gaan. Nou as ons kyk, ekskuus.
Ruida, Terence kom nou van die pad af en hy sê hy het nie eens gevoel hy ry nie. So kragtig is hierdie boodskap. Prys die Here. Dis net awesome. Nou as ons vanaand hierdie les kan opsom, né? Die engele of 'n engel beteken boodskapper. Die woord engel beteken boodskapper. Nou engele is kragtige dienaars van God, kragtige helde wat deur hom gebruik word om sy opdragte uit te voer in gehoorsaamheid aan die woord. Mense kan ook engele wees wat boodskappers is. Nou wanneer jy die evangelie uitdra in gehoorsaamheid aan die woord, en dit is 'n groot saak. Ek bedoel, die engele moet gehoorsaam aan God wees, aan sy woord en sy opdragte uitvoer volgens dit. Ons kan slegs as engele gesien word wanneer ons die waarheid van die woord uitdra. Ons kan nie die valse evangelie, leuen evangelie gaan uitdra en voel ons is 'n engel van God nie. Dan is jy 'n engel van Satan. Dis eintlik verskriklik. 'n Boodskapper van Satan. So ons moet boodskappers van God wees, gehoorsaam aan God se woord, seker maak dat ons die waarheid van die woord wel aan ander bedien. Nou, engele wat gehuis word, ves word, is baie keer mense. Nou dit is hoekom ons moet gasvry bly, dit is hoekom ons broederliefde moet hê, dit is hoekom ons na mense wat die evangelie uitdra moet kyk en hulle omsien en al die mooi dinge. Nou die engele is gebruik om belangrike aankondiging boodskappe te bring. Dit is nie daar om jou te laat goed voel, om jouself op te blaas, om vir ander mense te sê jy het 'n engel gesien en daar het net mooi niks in jou lewe gebeur nie. Of baie mense sê hulle het 'n engel gesien en hulle het een of ander evangelie aan hulle kom oordra. Nou dit is wat Paulus sê, al kom 'n engel met 'n ander evangelie, laat hy vervloek wees. Okay? So dit is nie baie keer 'n goeie ding om 'n engel te sien en dan 'n ander evangelie by hom te kry. So ons moet baie nugter wees oor hierdie dinge. Gaan dit oor die waarheid van die woord. Okay, so ons moet altyd in die riglyne van die woord bly. As jy die riglyn van die woord bly, dan sal jy nie meegesleep word met enigiets nie. Maar dis omdat ons ore gaan uitleef, omdat ons besig is met baie dinge, gaan soek, gaan delf, gaan te kere gaan, wat ons baie keer in moeilikheid beland, wat ons baie keer in valse evangelies beland, wat dit baie keer vir ons verwarrend is, dan raak die waarheid van die woord vir ons verwarrend. Want onthou net, as jy die hele tyd die leuen gaan soek, gaan dit nie strook met die waarheid nie, dan gaan die waarheid naderhand na die leuen klink. Okay? So ons moet nugter wees in hierdie dinge. Engele manifesteer in vuur en vlam, want dit trek aandag, dis krag, dit is majesteit, dis autoriteit, dis gesag en al hierdie dinge. Dit is hoekom hulle in hierdie vier vlamme manifesteer. Nou as dit so is, dink net hoe groot en kragtig is God se koninkryk en die vuur wat van hom af uitgaan. Is dit nie amazing nie? Dis ook vuur wat nie uitbrand nie, dis forever gaan die vuur voor God uit. Dis sy krag, sy heerlikheid, niks kan voor God staan nie. Dis amazing om daaraan te dink. Wow. Het jy dit geniet vanaand? Ons gaan tot hierso, volgende week gaan ons verder en ons gaan weer so 'n paar punte vat en ons gaan dit deurwerk. So die punte wat ons vanaand bespreek het, gaan asseblief daardeur. Dit is so tot by bladsy 6-7, gaan lekker daardeur, maak seker jy verstaan dit, gaan die skrifte deur en dan gaan ons van daar af volgende week weer verder met dit. Nou ons gaan afsluit met my favourite liedjie. Sorry, ons moes nou weer die engele gespeel het, maar ek gaan nie. Ek gaan nou weer Gaga jou roeping speel. En ons sluit af daarmee. En dit praat so diep in my hart. Vind jou roeping, vind jou plek. Lewe, doen wat jy moet doen. Ja, gee jouself vir ander. En dis die hele evangelie amper in een liedjie opgesom. Prys die Here. Is jy reg, my man? Ek is perfek. Okay, prys die Here. Jammer, ons moet afsluit. Wow, dis cool. As dit jammer was as ons moet afsit. Ja, hy sê net sy like hierdie omroepers, die radio-omroepers. Ag, cool. Doe het, Lali en almal het bevestig. Ag, cool. Ek like dit om 'n omroeper. Ek wou altyd 'n radio-omroeper gewees het. Prys die
die Here. En hy het my man begin en nou hijack ek hom. Prys die Here. Jy moet julle aand geniet. Geniet verder. Môre aand 6:30 Stanley met Engels, dan is hy die omroeper môre aand en hy gaan vir ons die les in Engels kom bedien. Wow, amazing. Altyd wat hy vir ons verduidelik en sê en praat, dit maak dit net so lekker vol en verstaanbaar en al die dinge. So dis awesome. Skakel môre aand in en dan is dit nou donderdag, Vrydag. Gaan ons lekker Bybel lees saam, ons is in Matteus, dan gaan ons so lekker deur al die punte, ons haal so 'n bietjie goed aan wat interessant is en so aan, en dan Sondag is dit ook ons kinderdiens en ons hoofdiens, prys die Here. So jy moet 'n lekker aandjie geniet, ook die liedjie saam met my, jou roeping, ons sluit af met dit. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Gawes deur God gegee, gee jou alles, verander. Verstaan God se wil, geloof so logies. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Verbly jou, wees suiwerig, volhard in gebed, liefde opreg, nederig een, doen goed oorwin die kwaad, in vrede vry, bedink die goeie daarbo, broederliefde so kostbaar. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins. Jou roeping, jou plek, waar jy in pas, geloof so vry, in liefde ongeveins.